Engels wat sê, dieselfde beroepskop. Dat julle gaan verwag dat die Here vir julle iets gaan doen volgende. Amen. Kom ons staan. You lifted me up, En dan sê ek vir die ou langs jou, die Here is die rede dat ek hier is vanoggend. En dan sê die handkosket nie vir jou high five. Kom ons neem gou vir 'n wyle in die sitplekke. Dit is so lekker om die Here te dien. Amen. Terwyl ons vanoggend, ons is daar in die parkeerarea en toe klink ek so lekker in die binnekant. Ons moes kerk gehou het in die bidkamer vanmôre. En daar was so lekker gees en gesindheid in die bidkamer vanmôre. Want jy weet as ons gesindheid reg is die krag van die Here reg. Halleluja. Want as jy hier vanmôre is met verdeelde aandag en goed wat jou aandag aftrek, miskien die bout in die stoof en die kat wat nog kleintjies moet kry, dan gaan jy nie 100% hier wees. Maar as jy vanmôre sê, ek sit dit een kant, ek los dit een kant, en ek weet dat ek vanmôre een doel voor oë het, en dis om God te prys. Al wil jy nie nog een oomblik net vir die Here hande klap. Al ons besoekers baie welkom, net na afloop van die diens, gaan ons allemaal saal doen. Maar daar is 'n lekker Brigitte staan gewoon. Waar is Brigitte? Sy kyk nie as die Brigitte die omhaal. So allemaal wat niet is verhoorde vir die eerste keer, gaan daar na haar toe, sy gaan daar agter wag vir julle, en dan kan sy spesiaal saam met julle deur beweeg na die saal toe vanoggend. Tannie Mina, kyk maar sit Brigitte. Tannie Mina, ek moet myself voorstel vanoggend. Maar Tannie Mina het lekker van vakansie hou en sy was maar 'n dogter in Namibië en ons wil sê dankie vir die Here
dat sy veilig is. En Tersia het lekker vakansie gehou, mag die Here hulle ook seën. En elkeen wat hier is vanmôre, u is hier met 'n doel. En ek wil net so 'n paar aankondigings gee voordat ons aangaan. En want ek weet God is op die troon. Halleluja. Ons wil graag vanmôre vir die volgende mense ook geluk sê die week. Frank se vrou Elise, baie, jy kan vir haar sê geluk. Halleluja. En dan is daar 'n ou wat verjaar die 18de, hy's ook okay. En dan die Annetjie verjaar die 19de, ons wil vir haar geluk sê. En Rudolf Jordaan, mag die Here hom ook aanraak. Dan wil ek net so 'n paar aankondigings maak. Hierdie week gaan alles aan soos normaal. Die goue gerwe is weer, dit is dan 'n bietjie warmer, hè. Die goue gerwe gaan aan Dinsdag en dan die vroue bid hier is Woensdagoggend. Dan dat ons hier uitkom. Dan die 30ste het ons 'n jeugaand wat pastoor Luandro Legrandsie met almal gaan kom gesels. Jy as ouer is ook welkom. So ons wil al die jong mense nooi in die Valdriehoek en die wat luister kan kom. En ons wil daardie aand iets spesiaals doen vir ons jong mense. Hy gaan oor 'n paar goedjies praat oor boelies en groepsdruk en ook om jou hart by die Here uit te kry. So daardie Sondag aan 5:00. Al die jong mense, ouers kom ook op en kom dien saam met jou kind die Here die Sondag aand. Halleluja. Dan het ons die 5de September het ons 'n gemeenskapskarwas. Nou sê iemand amen. Wie almal karre? Steek hom daarop. Die ander gaan spesiaal die ry van Botawil af. So bring daardie oggend, dis tussen 8:00 en 11:00 het ons 'n gemeenskapskarwas. Dit is gratis en verniet. Dit is 'n wash and go. Jy was jou kar, ons droog hom af en jy kry 'n gebed gratis. En jy gaan nog 'n koppie koffie gratis kry. Maar jy moet nie oorloop. So ons wil omsien na gees, siel en liggaam. Daardie Saterdagoggend, dis tussen 8:00 en 11:00 gaan ons 'n gemeenskapskarwas hê. Dan die 11de September, sê almal saam, 11 September het ons 'n date night. Dit is vir almal wat kappels is, en as jy nie 'n kappel is nie wat alleen kom, dan is dit R180. Maar vir 'n paartjie is dit R300. Ek beloof dit gaan lekker wees. Gassprekers gaan nie wees en daar gaan iets te eet te wees. Jy weet ons kan nie as Pinkstermense kan ons mos nie anders te gaan as om te eet nie. Want ons lyk nie so van Bybel lees nie. So, maar dit is iets wat nou voor is en ek wil jy met jouself voorberei vir dit wat gaan gebeur en dit moet gebeur. Maar vanmôre wil ek jy met jou hart oopmaak vir God. Jou hart oopmaak en ek dink hier soveel mense vanmôre wat staan of sit met soveel seer en net God kan dit aanraak. Halleluja. Ons gaan ook nou, ons gaan opstaan, ons gaan die Here eer met ons tiendes en offergawes. Wil jy nie vanmôre jou beste uithaal vir die konings? As jy 10 appels van die Here het jou salaris gegee, en dis nie jou geld, dit is God se geld. En ek wil nie vanmôre vir jou kom dit sê en dat sê hoe jy moet maak nie. Al wat ek jou wil sê, gee jou beste vir die koning. Moet nie terug. Want as jy terughou, dan ontneem jy jou seëninge wat God vir jou wil gee. Ananias en Safira het terughou wat hulle beloof het aan God en hulle is gestraf met die dood. En ek praat nie oor die dood vanmôre. As God vir jou alles werd is, gee jou beste vir die koning. Ons gaan opstaan en ons gaan saam bid en gaan vra die broers met die bandjies om vorentoe te kom. Die Bybel sê dit wat in jou hart voorneem, dit is wat geseën sal word. Ja, halleluja. Kom ons gaan eers bid. Amen. Hy's ywerig, hy wil net op.
Halleluja. Kom ons staan op en ons bid saam. Vader, U is so kosbaar. Ons kan hierdie dag nie begin sonder om aan U al die eer te gee. Ag Here, ons kom kyk uit en ons kyk wie's hier en ons berei ons hart voor en sê, as hy maar net nie was, dan sê ek net vanmôre, dankie dat U ons hiernatoe gebring het. Vra Vader, dat dit die offergawe wat ons opneem, bid ek dat U dit sal seën. Elkeen wat tiende gee aan die huis van die Here, seën hulle vanmôre. Here, die wat nie het nie, bid ek dat U so voor sal berei, dat hulle ook kan gee, wanneer U dit so gee. Ek bid dit, Here, in die naam van Jesus, dat ons onsself oorgee vanmôre, in hierdie diens, vir dit wat God wil doen. Here, maak ons oë vanmôre toe vir ander mense, maar maak dit ook vir die Heilige Gees. Ek bid, Heilige Gees, bereik U doel vanmôre, net soos U dit kan doen. Seën die koortjies vanmôre, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Kom ons bly staan. There is victory for me. There is victory for me.
En sê 3 maal heilig is die Here. Here, al wat ons kan doen is net om te sê, alles offer ek. Waar ons voor hierdie boodskap kom, bid ek, Here, dat U in ons hart sal werk. Grond voorberei. Dat ons weet dat die Here ons meester en heiland is. Staan mense met hulle eie gedagtes voor, Here, met hulle eie harte. En dit is net U wat dit kan ontmoet. Dit is net U wat 'n gedagte kan stil maak. Dit is net U wat gebrokenheid kan herstel. Dit is net U vermoere wat ons lewens kan herstel. Niks wat ons doen, wat ons sê, Here, vermoere het enigstens waarde nie. Maar deur die krag van die Heilige Gees stel U ons in staat om vanmôre die hemelpoorte binne te dring met krag, heerlikheid en majesteit. Raak vanmôre elkeen aan wat hier is, elkeen wat kyk oor Facebook en later oor YouTube, dat ek, Here, mag U seën en op WhatsApp mag U aanraak. Here, hierdie oggend is ons oggend, wat ons kan sê, doen slegs U wil, Here. Ons bid dit in Jesus naam vanmôre. Amen en amen. Kom ons sit lekker. Die Here is goed. Hy is net goed. Baie mense praat altyd van mense, hoe goed hulle doen, wat hulle vir mense gee, hulle oop harte het, maar ons is hier vir die koning. Ons is hier vir die Here. Ons is hier om mekaar te sien. Ons is hier om vanmôre met mekaar enigstens lekker te voel. Ons is hier om God te prys. So vir 'n oomblik wil ek hê, sit jou hart een kant toe, jou emosies een kant toe, jou binneste een kant toe. Dis moeilik. Maar ek wil vir jou sê dat as 'n liedjie wat sê, forget about yourself, concentrate on Him. As jy op jou broer gaan staat maak en na hom kyk, hy gaan jou val. Hy gaan dalk nog agterhaal wees. Maar God ken jou vanmôre. En dit is my lekker om net so 'n bietjie met u te kan gesels oor volharding. Let my vir die ou langs as jy moenie opgee. Dink ek vanmôre, waar sou jy gewees het as jy opgegee het in die middel van omstandighede? As jy opgegee het so 5 tree voor die eindstreep. Net jy. So 5 tree voordat jy die oorwinning kon swaak. Wat sou gebeur het as jy op sou gee? Jou droom wat jy al vir jare het, wat sou jy doen om dit nie deur te gesien? Jy kan dit vir jouself antwoord vanmôre, ek kan nie namens jou praat nie. Maar ek weet net dat as ek in die middel sou stop, ek nie by die Here sou uitkom. As ek in die middel sou stop, die Here se hand is nog altyd daar. Maar as in die middel sou stop, sonder om te sien wat hy vir ons, ek wil nie wees soos Moses wat die beloofde land sien nie, ek wil ingaan. Wie voel soos ek voel? Ek wil nie dit sien nie, ek wil dit ervaar, ek wil dit beleef, ek wil dit so koester in my binneste, om te weet dat die Here het 'n doel met my. Sê vir jou langs jou, God het 'n doel met my. Jou doel en my doel maak miskien nie saak of sin vir die ou langs jou nie, maar vir God, wat jou die doel gegee, is die enigste wat saak maak. Jy hoef nie sin te maak vir mense langs jou. Sê vir jou langs jou, ek wil geen om of jy sin maak of nie.
Maar wat ek wil hê verhoorde is, die net saam met my die Here. Sê dit vir die ouens. Maak dit of jy omgee vir hom of haar. Ek wil hê jy moet saam met my die Here doen. My seun en my aanstaande skoondogter staan op trou. Dink net as jy 5 tree, waar sy moet inkom en jy staan voor die altaar, nou die slaaplose nag te kry. En sy besluit, wel Deon, ek draai 5 tree om en ek gaan uit. Hoe gaan jy voel? Hy bly motor al, hy maak 'n boerse plan. Maar dink net verhoor. Hoe sal dit sin gemaak het vir jou? As die Here sy tou opgooi op jou. Ag, hierdie diens gaan in 'n ander rigting. Ag, Joyce Oost. But he never failed me yet. Hy het nog nooit omgedraai op jou nie. Hy het nog nooit gesê, wel, ek het my kruis en ek gedra, ek was vasgenaal. Ek was deurboor. Ek was 'n doringkroon wat ek op my kop gehad. Is genoeg. Nee. Gesê al gaan jy deur die vuur, sal ek saam met jou wees. Al gaan jy deur diep waters, ek gaan saam met jou wees. Al moet jy die grootste probleem breek in jou lewe, ek sal saam met jou wees. Terwyl ons hier so sit, wil ek hê moet net dit sing verhoor. Net sê julle, dankie dat jy die tou op my ingegooi het nie. Dankie dat jy die moed op my opgegooi het nie. As Here dat u verhoor, dit so kosbaar in my lewe kom doen. Oh, never fail me yet. Never fail me yet. Jesus' love has never failed me yet. Oh, there's one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Sal ek nog 'n keer saam? Never failed me yet. Never failed me yet. Jesus' love has never failed me yet. Oh, there's one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Al voel dit soms, dankie Joyce. Al voel dit soms jy is eensaam, jy bid oor 'n saak. Wie bid al lank vir saak? En dan voel dit dat jy die Here het sy rug op jou gedraai. Wie voel so baie keer? Of hoor vir jou sê, die Here het nie sy rug op jou gedraai. Hy verander op hierdie stadium jou omstandighede, sodat jou getuienis groter kan wees. Because he never failed you yet. Probeer al so lank met 'n situasie, probeer jy net means en house by maak. Dinge maak nie sin.
He has never given up on you. Wil jy met vir jou langs as jy nie hou nie. Moenie hou nie. Ek weet nie vir wie sy die woord verhoor. But don't give up. You're on a brink of a miracle. Miskien voel jy, Here, ek is al 50 jaar 'n kind van die Here. Ek gee my beste vir die werk van God. Kom nie voor. Sit in die bidkamer gesing vanmôre, move on, brother. Amen. Dis tyd om te beweeg. Amen. Dis tyd om op te staan. Moenie stagneer. Moenie insak in 'n gat en sê ek gaan hier uitkom. Ek bid vanoggend die buitekant en ek sê Here, mag elke manipulerende gees, elke gesindheid, elke ding wat sê ek kan nie meer nie. Here, mag U omstandighede kom verander dat ek kan sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Miskien kyk jy van waar jy was en waar jy nou is en sê Here, dit maak nie sin vir my nie. Ek het alles gehad, Here, maar nou maak dit nie vir my sin dat ek eensaam en alleen is en stikkend is en gebroken is. God is in your presence. Hy is in jou teenwoordigheid. Hy is waar jy vanmôre gebroken is hy alreeds besig om elke puzzelstuk aan mekaar te sit en elke kraak toe te maak vanmôre met sy genade en met sy liefde, sodat jy kan ervaar die goedheid en die mooiheid van God. Die woord van die Here vat my heeltemal op 'n ander rigting vanmôre en ek wil vanmôre met jou praat om te sê dis nie tyd om te kyk na die ou en daai ou en hoogmoedig te wees nie. Dit is tyd vanmôre om te sê Here, ek gaan aanhou, ek gaan uithou, ek gaan nie ophou voordat ek die hand in beweging sien. Nie ophou nie. Kom nou die tyd, my boeta wat dood is, Theo, ek het altyd saam gehardloop. Ek sê weer, ou, ek het nie altyd so gehardloop. En hy kom op 'n punt by my en hy sê, wat wil jy doen hierdie jaar? Wat wil jy, maar ek is my broer. Ek sê vir hom, dit was in standaard 7, graad 9, ek sê vir hom, ek wil, hierdie jaar wil ek eerstespan rugby speel. En ons begin oefen, daai ou kan nie op 'n hardloop nie. Dan sê hy vir my, ons hardloop 10 km, daar waar ons gebly, dan gaan ons om Nebelhiel en dan, dit is in Bloemfontein nou, die wat nou nie weet waar is Bloemfontein nie, is doen iewers in Vrystaat. Is weg nie. Dankie Joyce. Ek het altyd mense wat my boodskap invul, baie dankie. En dan sal hy so fiks, dan hardloop hy, en ek kom agter en dan sal hy omwees en kom haal hy my nog 'n keer, want hy hardloop, hy kan nie ophou nie, want dit is sy tweede lewe is om te oefen. Hy het gehou daarvan om spiere te bou. Ek het net 'n handkas. Maar ek het my gedruk. Ek kon opgehou het en gesê, ag nee. Want dan sou ek die potensiaal wat hy in my gesien het, sou ek nie kon verwesenlik het. Maar omdat hy my gedruk het, en gedruk het ek daardie jaar eerstespan rugby gespeel. Hoekom? Ek het nie opgehou nie. Dit gaan nie oor wat ek bereik het nie. Dit gaan oor dat daar was 'n doel voor oë
te doen. Ek wil vanmôre wil ek met 'n pa praat en sê, dis nie jou tyd om op te gee op jou huis nie. Dis nie tyd om op te gee op jou vrou en op jou kinders nie. Dis tyd om te sê, ek druk deur, die eindstreep is daar, en ek vat my vrou en my kinders en ons dien die Here. Dis nie tyd om op te gee. Ons doen dit baie keer omdat ons moedeloos raak en niemand luister as ek iets sê en ek is stikkend en my vrou wil nie hoor nie, of my man wil nie hoor nie, my kinders wil nie luister nie. Dit is vol die tendens. Maar as God wil hoor, en hy sal jou aanraak. Al is jy onseker verhoor waar jy sit, God is in beheer. Hy breek nog steeds bande. Hy maak nog steeds slawe vry. Hy verbreek nog steeds elke ketting van mense se lewens af wat hulle terughou om vorentoe te gaan. Ek kan nou op jou toe. So. En sy kan nou op jou my. Maar die mooie tussen die verhouding wat tussen my en haar is, ons dan nie mooi kry. As ons opgegee op mekaar. Sê vir jou langs jy gee op. Want ek wil nie kom, ek kan nie ons so mooi sien die lyk. Stap op. Dis hoe jong mense moet lyk. Ek wil jou gebrek van. Leef my die boek. Dis die boek. Die slaap. Die Here lei my verhoor op 'n ander rigting. Ek kyk na die Samaritaan wat gekom het by hierdie man wat stikkend en gebroken en verslaan was in die middel van die pad, agtergelos. Nou kom gou van daai kant af en dan loop jy verby. Dit is as ek weer nog gaan toelaat. Loop jy verby en dan gee hom so stinkkyk. Haal jou wêreld nie uit. En loop jy verby. En dan kom jy uit na dis mos 'n pastoor. Jy lyk mos so. En dan sê jy ek moet by die kerk kom nou, ek het nie nou tyd vir jou. Dit lyk so. Nee, jy moet praat broer, hy gaan nie kyk net dood. Hy gaan nie kyk wat in jou hande aangaan nie. Loop jy verby. Wat is dit aan die koning ook al sê? Wie baie keer kyk ons na die eenvoudig, ekskuus, nou jy is nie eenvoudig. Ons kyk baie keer na die uiterlik en sê, wie is daardie een? Hy lyk dan nie so mooi nie, en sy lyk dan nou nie so pragtig nie. Iemand moes seker opgegee op haar. Maar dan kom sy by hierdie man. Sy gaan hom nie skop nie. Dit is vir Vrydag. Sy gaan hom nie verg en sê, ek het al lang al gevoel ek wil dit doen nie. Soos baie mense dit doen nie. Sy gaan kniel by hom. En sy gaan hom versorg. Because she never gave up on him. Sy gaan die beste salf uithaal, al is dit die laaste 5 sent wat sy het, om te gebruik op hierdie man, gaan sy dit doen, want niemand het op haar opgegee nie. Hoekom moet sy opgee op die volgende man? Ek het 'n woord vir jou verhoor.
Sy verbind hom, en sy staan op boetie, het al lang genoeg geleg, sy vat hom in die arm, en nie op, dit is die eerste ou wat ek sien wat gemartel is en geglimlag. Ek weet nie wie van julle kyk sy oorste nie, daai was om goed geslaan daar. Jy is swaar. Jy moet meer geslaan. En sy vat hom. Jy moet ons slaan. Sit hom daar op 'n stoel neer, want sy gaan kry van die beste hoek geld. Nie sal sit nie, net so 'n bietjie beter. En sy sê vir die herbergier, kyk mooi na. Want ek weet hy is in goeie hande. Ek weet jy gaan die beste gee, meneer, vir hierdie persoon. En sy betaal 'n bedrag vooruit. Ek het 'n woord vir jou verhoor. Die Here het al reeds die prys betaal. En hy sê jy's in goeie hande. Mag gaan sit, jy's in goeie hande because I formed you. And while I was forming you, I placed my spirit inside of you so that you will never go broke anymore. Nergens gaan jy gebroken meer wees nie. Ek het jou opgetel. Jy gaan deur die ellende. Of wil ek moet jou naam uit 36, 35 beeste verloor Vrydag wat hulle gesteel het van hom. Maar hy kom verhoor en hy sê, ek kom God prys. Hoekom? Want die Here het nie opgegee op hom nie. Hy kom nie tot by die stryd en sê, ag Here, dat Gods water oor Gods akker loop. Die mense het mos gesê, nee, hy sê, waar daar lewe is daar hoop, en ek staan op die woord, Jesus Christus, want ek is tot alles in staat, deur hom wat my die krag gee. Kan die bietjie amen sê? Soos nie by begrafnis verhoor. Soos by die huis van die Here, by my pa se huis waar ek by sy voete kan kom sit, en hy sy hand op my kom sit, en sê, as ek sit aan die sy voete, spreek my woorde so tot my. Jou defect verander nie die liefde van wat God vir jou het. Jou gebrokenheid verander nie die Here se heerlikheid oor jou lewe nie. Jou afdraai paaie verander nie dit wat God vir jou beplan het nie. Kindertjie sê amen daar buite. So hoekom gee jy so gou op? En dit wat God vir jou beplan het. Jeremia 29:11 sê, ek weet wat ek vir jou beplan het. Sê, jy gaan sonder stappe gaan, sonder stote gaan nie. Jy sê, maar ek is met jou al die dag, tot die volending van hierdie lewe, van hierdie wêreld is met jou. Sê vir jou langs nie opgee. Ek voel so iets te sê, maar dan gaan miskien luister en ek wil iets moet hoor. Om te volhard bewys die geloof in God. Te volhard. Die woord van die Here in Lukas 11 vers 19 en ek wil dit graag voorhou. Hy sê, en ek sê vir julle bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal word gemaak. Ag die ander nie daar dat ek kan die deur staan en net klop. Moenie ophou. As jy nou na huis sit, hoe gaan jy maak as daai deur
Wat klop? Dit gaan jou irriteer. Jy gaan nader en sê, kan hy jou nie ophou nie? Van julle sal ons so deur die venster doen, nie die pastore. Hy raak al nog nie met af. Dit was ons afklop. Ja, jy sien jy sal hoor. Hy moes 'n fisio geword het, want ek sit in 'n fisio hospitaal. Klop sê klop. Hy gaan nie ophou totdat ek sê, kom in. Kom in. Hy gaan nie ophou totdat 'n aandag gegee is aan hom. So wil die Here hê vanmôre, moet jy met hom wees. Moenie ophou bid nie, moenie ophou soek nie, moenie ophou klop nie. Hy wil deurkom in jou situasie en hy wil jou aanraak vanmôre. Amen. Dit maak nie saak wat 'n dag, tyd van die nag jy met hom wil praat nie. Dit klink soos 'n geklop as jy sê, Abba Vader, is dit 'n geklop en hy maak die deur oop en hy sê, ja my kind. Jy vermoere het jy alles tot jou beskikking om oor te gaan na die volgende situasie in jou lewe om te sê, die Here het dit vir my gedoen. Bybel sê dat die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Nie die ou wat die meeste skree, nie ou wat die hardste bid nie, nie die ou wat die mooiste bid nie, maar hy wat kom in sy eenvoud, halleluja, en hy weet dat die Here sal antwoord in midde van, dit is hy wat God sê, dit het groot krag. Wat sê die woord van die Here dan? Hy sê, hou op bid. As 'n liedjie wat ons sing, bid sonder ophou bid. As jou geloof wankel en jy soek na 'n anker, bid sonder ophou bid. Jy moet net bid wanneer dit goed gaan nie, man. Baie ons het baie voorbereidings getref al vir hulle aftrede, ekskuus Brian. Maar iewers in ons lyn gaan jy nog iewers mis tussenin. Nie, hy is dit. Maar die Here sê vanmôre, al skiep jou hart 'n beat vanmôre, is dit nog met jou. Al sal die goed nie 100% klop in jou lewe nie, is dit met jou. Jy probeer allerhande kant. Jy sê die mooiste gesig op die kwaaiste gesig op, net dat mense moet sien, jy is daar. God sê, man, dit maak nie saak hoe jou gevoel is vanmôre nie. Ek het jou geroep vir groter. Sê vir dit nou langs jou, jy is geroep vir groter. Abraham het op aangehou en geweet daar is 'n belofte vir sy seun. Hy het geweet as hy vir Isak gaan offer, dan gaan hy 'n seun missie wees. Om te sê missie. Die gaan dit in Engels, missie. Hy het geweet, as hy gaan lees sê vir God, dan is daar groot dinge wat hy moet doen. Maar dan gaan hy nie seën van God op sy lewe hê. Soms moet jy 'n keuse maak, om eerder die gesindheid en die heerlikheid van God in jou lewe te hou, of om in die wêreld tevrede te stel en terug te gaan na jou ou lewe toe. Jou ou lewe maak nie sin. Sien die deur is nou oopgelos. Dan kom hulle net in. God is in beheer van my. Moenie jou vernietig verhoor. Kos jy nie beveilig te gee. Ek nog nooit opgegeet. Dat dit sal
Sal jy as 'n pa of 'n ma opgee op jou kind? Al het hulle die slegste leer. Ekskuus, ek kom weer terug na my boetie toe. Soos wat hy hierdie atleet was, het hy ook sy eerste liefde verloor. En het 'n dwelmslaaf geword. Maar voor die dood is, het hy sy hart vergeef. Maar my pa en my ma het nooit opgegee. Vrou het baie keer vir my pa gesê, nee dan, kry jy 'n tintapie. My pa moes hulle middagete in die kas toesluit, sodat niemand huishoud vat en gaan verkoop vir dwelms. My ma oorlede is hierdie groot stelle wat 'n mens in vink stelle in die houten kusse wat jy kry. My vrou sou kry. Dus ek oopmaak as die houten kussie daar, maar alles is weg. Die pa moes sy vrieskas gesluit. Hy het ingekom en dan my broer sommer net die boorde gevat en miskien ken jy ook so iemand van my. Maar my pa en ma het nooit opgegee vir my. Dat het geweet, hier soos nou iets. As ons gaan ophou, gaan ons sien wie die Here kan. As ons gaan ophou, gaan ons seën in die wêreld lê. Hy het by my ma in die huis gebly. Ekskuus, ek gaan nie oor my verhoor, maar ek wil net vir jou sien hoe goed God is. Bel my ma my, seën, kom my help. Ons het net besluit ons kinders gaan. As ek moet uitgaan, gaan ons kinders saam, want hulle moet sien wat drank en dwelms aan mense doen. Sê my pa of my vrou, jy kan nie die kinders hier naartoe bring nie, want wat is omstandighede? Sit my broer daar op die sypaadjie. Kom my seun en sê, wat het jy? Dat kind so op die skouer. Sê, papa, kom bring net van die ons. Ja! Stronk! Mense, ek het nooit daar net laat gesmaak. Maar afterall, gaan bid ek maar toch net aan my seun se hart stop. Maar my ma en pa, al het hulle alles verkoop, of nie hulle nie, Thiem alles verkoop in hulle uit. Hulle steeds gesorg dat hy elke aand 'n bord kos kry. Moenie nou opgee. Moenie nou opgee op iemand wat die Here nie dien nie. Hy wil sê, as skou die rots waar jy gekap is, kyk waar jy vandaan kom. Soos wat God nie ophou op jou, moenie ophou op iemand in die straat. Miskien is jou hart, jou emosie, jou hele wees. Miskien is die ou wat jy ken die grootste wasser. Soos wat God se genade vir jou daar is. Is dit ook vir die volgende. Miskien is jy 'n produk van dat iemand jou seer gemaak het. Jou geslaan. Jou gemolesteer. Miskien is jy die produk van seer. Maar hy hou jou vanmôre nog steeds in die holte van sy hand. En hy dink nog steeds hy is perfek
perfek, net soos jy is. Hy gaan jou nie los nie. Hy gaan jou nie los. Ek wil jy moet in die ou langs jou net so, sien, dan nie baie verlange om Frits. Wil jy net so innak by die ou langs jou. Ek sê, ek gaan jou ook nie los. God wil iets doen in hierdie huis vir my. God wil iets doen in hierdie huis vir my. Leer jou dit eens voor. Ek wil in die hoof sê, of buig. Leer met jou oor te maak, nie rondkijk. Jy ben nou bezig met God in die waar staan nie. Jy het compassion aan nie. Daar waar jy sit verhoor, as jy wil hê God moet jou aanraak. Ek weet nie wat in jou hart is. Maar ek weet net God wil verhoor iets spesiaals doen vir jou. Daar waar jy is, as jy voel die Here, ek het nie nodig. Net daar waar jy is, wil jy net jou hand opsteek. Halleluja. Wil jy net as jou hand opsteek net opstaan. Mag jy reg oor hierdie gebou. Staan mense wat sukkel. Mense wat gebroken is. Mense wat verniel is deur die lewe. Miskien staan hulle op vir iemand vanoggend. Miskien het hulle iets verloor wat groot en waardevol is, Here. Maar hulle verloor kom en sê, Abba Vader. Daar is altyd traan wat verloor vloei in hierdie gebou. Dit is al wat verloor. Verander omstandighede. Verander mense se lewe. Here, ons wil aanhou klop. Ons wil aanhou vra. Ons wil aanhou bid. Dank jy Heilige Gees dat U so ons word. En vernuwe my in elkeen se lewe. In Jesus naam. Halleluja. You touch my heart, and now I see that from Lord, your compassion on me was not as an example.
so net iemand wat nie opgee op my. Kom ons net die sin bly. Ek het gehoor om Ewenbal graag. Hy gaan hom afsluit. Oor gee aan hom verhoor. Pastoor, jy kan maar nader staan. Ek kom net namens die bestuursraad en ons hele New Credo familie. Van pastoor baie geluk sy met sy verjaarsdag. Dis wel nie vandag nie, dis eers Dinsdag. Maar mevrou, jy kan my kom. Jy kan maar kom. Ja, Toch aan die hoofd om met sy saam mee. mag die Here jou ryklik seën in al jou weë en mag hy al jou paaie vir jou gelyk maak. En ons bid as gemeente vanmôre vir jou Deuteronomium 28 vir hierdie jaar wat voor lê en vir die res van jou lewe. Jy is 'n seën vir ons elkeen en daarom wens ons 'n seën vir die Here oor jou en jou gesin. En mag jy hierdie dag en Dinsdag so geniet dat dit nooit sal ophou in jou lewe nie. Baie geluk en ons wens jou alles van die beste toe. Sien, hy maak al klaar die deal, hy sê, is my vriend, so hy wil ook hier. Om even, staan so nader, ons gaan nou afsluit. Dan die Christine, waar is dan die Christine? Sy het maar eerder geloop. Ek het 'n deal met haar aangegaan gister en gesê, ek sal nie een keer sê ek maak dit klaar nie. So sy het die deal verloor. Maar kom ons staan op, ons sit ons nog een lekker koortjie. Ek is met vars vreugde olie gesalf. Dan gaan ek ouer gee vir hom even om af te sluit. Ek wil hê vanaand 5, jy moenie mis nie. Ons het 'n getuienis aan. Sê vir jou langs, jy het 'n getuienis. Dan sê jy vir hom of waar sorg dat jy hier is. Nou sal jy praatjies baie minder hoor. Amen. Ek is met vreugde olie gesalf. Ek weet nie of u die liedjie al gesien het, ek is met vars vreugde olie gesalf. En hy gaan om eers te begin met sy trekklavier vanmôre. En ek wil jy moet vanmôre weet dat jy met vars vreugde olie gesalf het. God seën jou in die môre. Amen. Prys die Here. Met vars vreugde. Ek is met vars vreugde olie.
Gaan asseblief saal toe, daar's baie lekker goed daar. Kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit vanmôre om in U teenwoordigheid te kon wees. Vader, ons is elkeen vanmôre gesalf met vars olie en dit wat ons môre gehoor het, dat ons sal beter, ons sal nie ophou nie, ons sal volhard, Here, aan U oorwinning lê voor U, Heer. En U is die een wat vir ons die oorwinning sal gee. Gaan met ons in hierdie dag verder, gaan met ons waar ons sal gaan, Here, en laat U wil in elkeen van ons lewens geskied. Seën elkeen en wees met elkeen en dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.